Vir wat die woord van die Here hier het, vanmôre kan oopmaak, en ons gaan lees in Psalm 94. Psalm 94. Jy sien, daar is baie dinge wat in Psalms geskrywe is, wat ons nie altyd oplet nie. Jare terug, ons weet, as ons uit sekere kerke uitgekom het, die predikant wat daar voor op die kansel gestaan het, net uit Psalms uitgelees. Dis al boodskappe wat ons gekry het. Maar baie keer het ons daar gesit, dan dink ons, weet nie wat, ons het nooit iets hier uitgekry nie. Was jy al dalk al so gewees, dat jy sit in die kerk, maar jy voel, ek kry niks uit hierdie boodskap uit nie. Dit is nie vir my nie. Jy sien, dit gebeur een van twee redes. Of die predikant is nie deur God se gees gelei nie, of jy wat hier sit, is nie ingestel dat God se gees met jou kan praat nie. Dis alrede hoekom die kinders van die Here kan uitstap en sê, maar ek het nie 'n boodskap gekry wat van my van toepassing is, of wat vir my werk nie. Daarom moet ons baie keer, wanneer daar dinge is van buitekant af, wat die kind van God se aandag aftrek, moet ons dit weer lê. Enige iets wat op hierdie oomblik jou aandag aftrek. Jy sien, as daar 'n chirurg op jou opereer, en daar is iets wat sy aandag aftrek, dan jaag hy daardie omstandighede onmiddellik uit die teater uit. Hoekom? Want iets wat sy aandag aftrek, kan maak dat hy 'n fout maak, en daardie persoon se lewe kan in gedrang wees, en hy kan sy lewe verloor op die operasietafel. Net so oor die kind van God, as daar iets is wat jou aandag aftrek, stuur dit uit, stuur dit weg, sodat jy soos daardie chirurg wat daardie operasie doen, nie 'n fout kan maak nie, dat jy miskien dalk nie jou lewe verloor nie. Jy sien, ons het soveel dinge in hierdie lewe wat ons aandag aftrek. Ons selfone, ons televisies, ons kinders, ons ouers, ons mans, ons vrouens, ons werke, die skool, alles trek ons aandag af. Daar is min dinge wat ons gefokus hou op Christus. Daar is min dinge wat die kind van die Here nog gefestig hou, dat wanneer God vir my 'n boodskap het, dat ek luister. Jy sien, in die hartseer deel van dit alles is, as die Here jou stuur om vir iemand 'n boodskap te gee, dan dink ons baie keer by onsself, wat gaan daai ou van my dink as ek vir hom die boodskap gee? Wat gaan daai persoon van my sê, as ek hierdie boodskap aan hom oordra, en dis dalk nie na sy te wens of te dink dit is hoe ek dit van God af ontvang nie, maar jy gaan voor God se troon verskyn, en die Here gaan vir jou sê, jy was ongehoorsaam, ek wil daardie persoon se siel gered het, maar jy het jou mond gehou. As die Here op jou hart lê, as ek weet, julle gaan op reis met vakansie, en die Here bel my, en jy sê vir my, jy ry 3 uur, en God maak my wakker 1 uur die môre, en ek moet vir julle sê, moenie daai pad ry nie, ry 'n ander pad. En ek doen dit nie, en hulle kom in ongeluk, is hulle bloed op my kop. Jy sien, dis hoe gevaarlik dit is, wanneer God vir jou 'n boodskap gee, dat jy daarna moet luister, en dat jy dit moet oordra aan die mense wat dit moet kry. Ek sien, en God soms bring hy die woord van bemoediging, soms bring God die woord van vertroosting, maar soms bring God ook die woord van teregwysing vir u en vir my. En ons moet elke boodskap aanvaar. Alhoewel ons as kinders in ons huis groot geword het, is dit lekker as jou pa of jou ma jou prys, maar dit is nie lekker as jou pa of jou ma jou pak slaag gee nie. Maar jy bly nog steeds lief vir hulle, want hulle doen dit sodat jy 'n goeie mens kan word in die samelewing. Net so werk God. Soms vertroos hy jou, soms bemoedig hy jou, en soms maak jy hom trots, maar soms maak jy hom kwaad. Jy sien, elkeen van ons doen dinge reg en verkeerd in hierdie lewe. Nie een van ons wat hier sit vanmôre is perfek nie. Nie een van ons wat hier sit, van die pastoor tot die persoon heel agter, is sonder sonde nie. Nie een van ons wat hier sit kan vanmôre sê, weet jy wat, ek sit nie 'n voet verkeerd nie. Want die woord van die Here sê, dat as 'n man meen, of iemand meen dat hy sonder sonde is, bedrieg hy homself. Want nie een van ons is perfek nie. Jy sien, ons het elke dag het ons Christus nodig. Ons het elke dag die Here nodig om ons te help en te sê, Here, ek sukkel met hierdie. Maar God help jou net as jy bereid is om in sy voetstappe te volg. God staan jou net by wanneer jy agter hom loop. Jy sien, 'n herder van skape loop vooruit en die skape volg. Ja, dan dwaal die skaap af en hy volg sy eie kop, en dan los die herder die ander 99 en hy gaan agter die een aan wat verlore is. So God gaan haal jou wanneer jy bietjie in die wêreld gaan rondwal. God gaan haal jou soms wanneer jy verkeerd gaan, wanneer jy verkeerd wandel op die pad, want God soek jy moet in alle tye op sy stem staan maak. Jy al gesien hoe veilig voel skape wanneer hulle herder in die omtrek is? Het jy al gesien wanneer skape alleen slaap, en hulle hoor iets wat nie reg klink nie, hoe verboureerd raak hulle?
Maar het jy al gesien, gaan doen jouself eens in vandag se dae is daar nie meer werklike skaapwagters soos in die ou tyd nie. Maar daar is nog landstreke wat die werklike manier en die ou manier van skape oppas toepas. Dan kan jy gaan kyk, wanneer die herder tussen sy skape is, dan slaap hulle en dan sal geluide ook nie waar hulle nie. Hoekom? Want hulle weet my herder is daar. Jy sien, dit is hoe die kind van God moet wees. Jy kan rustig slaap en rustig in vrede wees eers wanneer jy weet wie jou herder is. As jy nie weet wie jou herder is nie, sal jy vir jou hele lewe lank onrustig wees. Gaan jy nooit tot ruste kom nie, maar die oomblik wanneer jy toegee aan God en oorgee aan hom, sal hy jou vat na waters waar daar is. Sal hy jou vat na die plekke waar die water van lewe is. En nie wat die woord van die Here het kan oopmaak. In Psalm 94 gaan ons lees. En jy sien, soms praat God bietjie hard. En jy sien, ons moet soms bietjie hard praat met die kinders van die Here. Maar wanneer jy die boodskap hoor vanmôre, sê Here, dit is miskien dalk ek. As daar iets is wat jou aandag aftrek, wat vir jou wag na die kerk, laat hulle wag. As daar iets vir jou wag wat jy wil vinnig gaan doen, laat hulle dit wag. Jy sien, God het nou 'n afspraak met u en my. Elkeen van ons, om hier te wees vanmôre, om te hoor wat God se woord vir ons wil sê. Hy sê, God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Verhef u, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. God sê, aan my kom die wraak toe. Nie een van ons wat hier sit nie, nie aan my nie, en nie aan een van julle. Aan God kom die wraak toe. Hoekom? Maar God sal straf toereken waar dit nodig is. En die woord van die Here sê, hy sê daag u, hy sê tel, hy sê vergeld die trotsaards in hulle dade. Jy sien, wat is hierdie trotsaards? Hierdie trotsaards is hierdie mense, of een van twee dinge, of hulle het geestelik groot geword in hulle self, en hulle kyk neer op ander mense. Jy sien, jy kry daardie mense, wanneer hulle in die huise van die Here is, wil hulle net by die ryk mense gaan huisbesoek doen. Jy kry daardie mense, hulle wil net vriende maak met die mense wat baie geld het. Met die mense wat die mooiste karre ry. En jy sien, dit is waar jy trots in jouself word. Jy kry mense in die samelewing ook, wanneer hulle daar in Sandton bly, en hulle in hulle suites instap, dan kyk hulle neer op ons ou mensies wat net in Mountain View bly. Of in Pretoria Noord, of in Elofsdal. Jy sien, God vergeld daardie dade van die trotsaards. Jy sien, God wil hê dat elke kind van hom moet nederig wees. Hoekom? Want hy was nederig. Ons moet nederig wees, dit moet so wees as iemand by jou huis instap, moet hulle nie weet, ongemaklik voel en weet nie hoe om te sit nie. As mense by jou huis instap, moet jy hulle nie so ongemaklik laat voel asof die kat hulle hier ingedraai het nie. Wanneer jy iemand hier instap en hy kom van die straat af en hy het 'n jaar laas gebad, moet nie een van ons wat hier sit vanmôre daardie persoon aankyk as die kat hom hier ingebring het. Want hy het Jesus meer nodig as die ryke. So dink ons, maar die ryk man het Jesus ook meer nodig as daai arme man. Jy sien, elkeen van ons het die Here nodig om ons behoeftes. Jy sien, hoe weet jy wanneer jou kerk op die regte plek is? Wanneer die armste van armste persoon welkom voel. Dan weet jy of God se gees in daai gemeente is. Maar jy kry gemeentes wanneer daardie persoon niks vir daardie kerk kan doen nie, en hy het nie 'n stel kerkklere in sy kas nie, of hy kan niks vir homself doen nie, dan beteken hy niks nie. Jy sien, elkeen van ons het 'n skakel, en die woord van die Here sê, julle gaan kom, en hy gaan sê, ek het dors gehad, en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek het honger gehad, en julle het my niks gegee om te eet nie. En dan gaan hy sê, dan gaan ons vir die Here vra, Here, maar waar? Hy sê, vir die minste. As jy het aan die minste gedoen het, het jy het aan my gedoen. Jy sien, ons kan baie keer mense wat iets in die samelewing is probeer beïndruk, dit beïndruk nie God nie. Weet jy wanneer beïndruk jy God? Is wanneer jy in nederigheid iemand help wat niks het nie. En ons moet nie lewe om God te beïndruk nie. Dis nie ons doen nie, ons gaan dit nooit reg kry nie. Ons gaan God tevrede stel wanneer ons dit doen. En onthou, God kyk na jou hart. Dit is 'n groot probleem, daar's 'n radiostasie in Suid-Afrika, julle het al gehoor, dat hulle like Good Morning Angels. Dan skenk hierdie maatskappy soveel duisende rande vir daardie organisasie, of vir hierdie kinders, en hulle promoveer hulle maatskappy se naam, het 'n groot probleem daarmee. Want die woord van die Here is aan die linkerhand, mag jy weet by die regterhand. Hoe gee jy? Gee jy dat ander mense moet sien, of gee jy in jou opregtheid van jou hart? Jy sien, God wil hê, toe Petrus kom en daardie verlamde man lê,
Toe sê hulle, help my, sê, silwer en goud het ek nie. Maar dit wat ek het in die naam van die Here staan op my loop. Jy sien, silwer en goud het ons nie. Maar jy sien, ons het hierdie kosbare parel, hierdie Heilige Gees, hierdie Gees van waarheid, hierdie Jesus, hierdie geloof waarin ons onsself bevind, deur die genade van die Here, dat ons die rykste van die mense is hier op aarde, want ons dien 'n koning wat alles besit. En wanneer ons hierdie koning aanbid, maak dit vir ons erfgename. Weet jy wat, jou karretjie mag dalk nie die beste wees nie, is dalk nie 'n Ferrari nie, maar dank die Here, as jy hom dien, gaan jy op strate van suiwer goud loop. Jy gaan nooit weer 'n tekort hê nie. Jy gaan nooit weer iets kort kom nie. Hy sê, hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Het jy al gesien hoe gaan die goddelose te kere? Het jy al gesien hoe maak die mense van die wêreld en hoe maak hulle bespotting van dit waarmee ons besig is? En dan baie keer, dan ons as kinders van die Here, dan lag ons saam met dit, of ons wandel saam met hierdie mense, en hier kom die psalmdigter en hy vra, Here, hoe lank gaan hulle nog bly wees? Jy sien, die goddelose kry lekker, wanneer dit swaar gaan met die kind van die Here. Maar jy sien, die kind van die Here moet nie lekker kry, wanneer dit swaar gaan met selfs 'n goddelose nie. Dis wat God van ons verwag. Jy sien, die ergste ding wat op hierdie aarde kan gebeur, moet jy nie eers aan jou vyand toewens nie. Want jy sien, elkeen van ons, soos die Engelsman sê, het 'n struggle. Elkeen van ons het 'n worstelstryd hier op aarde, en ons moet mekaar nie jubel soos die goddelose nie, maar ons moet bly wees soos die kinders van die Here. Hy sê, hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Die goddelose mense het nie meer 'n skaamte nie, hoor. Glad nie. Gaan kyk hoe gaan die wêreld te kere. Mense het nie meer respek eers vir hulle eie liggame nie. Gaan kyk hoe gaan die wêreld te kere. Mense het nie meer respek vir mekaar, of vir hulle ouers, of vir hulle kinders, of vir hulle oupas en oumas nie. Want jy sien, hulle gaan in daardie gesindheid in wat God gesê het in die laaste dae, sal die wat vuil is, nog vuiler word, en die wat skoon is, nog skoner word. Ek het vir rukkie terug gesê, die kerk het so wêrelds geword, en die wêreld het so kerklik geword, dat as jy hulle in 'n sak gooi, en jy skit hulle, en jy gooi hulle uit, weet jy nie wie's wie. Die woord van die Here sê, dat jy moet uitstaan, soos 'n stad op 'n berg. Jy moet soos 'n seeroog uitstaan in die publiek. Nie met die Bybel onder die arm nie, hoor. Want ek ken baie mense wat met die Bybel onder die arm loop, maar hulle doen die pad van ongeregtigheid. Moet hier, sê die woord van die Here, toe God die wet vir Moses gesê, sê, laat dit op julle hartstafels geskrywe staan. Laat hierdie woord van God in jou hart wees, want as dit in jou hart is, sal dit in jou lewenswandel wees, en dan sal mense sien wie en wat Christus is, deur jou, sonder dat jy 'n woord spreek. Jy sien, jy kan Christus verkondig, sonder om die Bybel te verkondig. Jou dade getuig van wie jy Jesus is. Hy sê, o Here, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel. Die goddelose mense het nie meer tyd vir die kind van die Here nie. Gaan kyk wat maak die wêreld met die opregte kind van die Here. Ek praat nie van die mense wat in die kerke is, wat net kerk toe gaan omdat my pa en my ma kerk toe gegaan het nie. Ek praat nie van die mense wat kerk toe gaan omdat hulle 'n lekker kiek uit die kerk uit kry nie. Ek praat nie van die mense wat 'n hoendervleis gevoel in die kerk kry omdat dit vir hulle lekker is wanneer hulle liedjies sing nie. Weet jy wat, as die stem gesing word, het baie mense op hoendervleis gekry. Jy sien, ek sê baie keer, as jy 'n hoendervleis gevoel het, gaan Kentucky toe, hier is nie KFC nie. Jy sien, ons moet hierdie gevoel van die Heilige Gees kry, wat in en deur ons begin werk. En dit is wat ons as kinders van die Here moet hê, want hy sê hulle verbrysel u volk en hulle verdruk u erfdeel. Jy sien, dit word al hoe moeiliker en moeiliker om kerk toe te gaan. Jy sien, daar is baie dinge wat gebeur in die wêreld, wat dit vir die kind van God al hoe moeiliker en moeiliker gaan maak, om na die huis van die Here te kom. En jy sien wat het hulle gedoen in COVID-tydperk. Niemand mag kerk toe gegaan het nie. Jy kan hospitaal toe gaan, maar jy mag nie kerk toe kom nie. Ja, jy moet soos 'n inryteater by baie kerke gaan sit. Het jy dit gesien? Jy sien, hulle het die kinders van die Here verdruk, en hulle het die kinders van die Here in 'n rigting ingestuur, om te kyk, kan ons God se kinders druk, soos ons hulle wil hê? En jy sien, elke kerk het gestruikel in die wêreld, in daardie tydperk. Ja, die mense het geskrik.
As ons by mekaar kom in die huis van die Here, gaan ons COVID kry. Die woord van die Here sê, vrees nie die een wat liggaam kan skade aan nie, maar vrees die een wat liggaam en siel in die hel kan werk. As daar weer 'n siekte uitbreek, moet die kinders van die Here so kan opstaan, en dis wat die woord van die Here sê, en sê, weet jy wat, julle maak ons nie toe nie. Kan julle sê, wie gaan hierdie oorkeer, as almal sê, ons hou kerk Sondag? Wie gaan jou keer? Maar jy sien, ons word bang, ons sluit ons in ons huisies toe. Ons wil nie ry nie. Ja, baie mense het dit gedoen. Jy sien, God toets ons soms, of ons op die plek is waar hy ons wil hê. Hy sê, hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood, en vermoor die wese. Weet jy hoeveel trotse en goddelose mense byt arme mense uit, wat pensioene belê het in maatskappye, dan vat hulle daai geld so om 2 keer te dink. Weet jy hoeveel kerke byt die arme weduwees en wesens uit, as hulle weduwees is, dan sê hulle, sy het baie geld, ons moet by haar paai, dat sy vir die kerk dan geld gee. Weet jy hoeveel baie predikante sien, wanneer daar 'n wese in die kerk is, dan ontferm hulle oor die man, en hulle sorg dat hy vir die kerk sorg. Dis nie wat God sê nie. Die woord van die Here sê, jy mag nie 'n las op die weduwees en die wese en die grysaards wees nie. Jy mag nie. Hoekom? Want God beskerm hulle. En die oomblik wanneer ons as trotsaards hulle begin verdruk ons tegnies God self, want hy sê, ek woon binne in julle. Jy sien, daar is 'n onderskeid tussen die wêreld en die kind van die Here. Wanneer 'n tannie in die kerk kom, en sy kom vra en sê, weet jy wat, ek het hulp nodig met my kar, dan help jy haar sonder om 'n sent te vra. As 'n oom in hierdie kerk kom, en jy weet, hierdie arme oom kan nie die lig vervang in sy huis nie, want hy kan nie meer by die leer opklim nie. Dan is baie jong manne, dan klim jy op haar leer en jy verander daai oom se lig in sy huis, sonder om iets te vra. Dis wat God van ons verwag, want die goddelose verdruk die arme mense. Baie van julle weet van mense, wat se pensioene verdwyn het, as gevolg van bedrog, omdat ons vertroue geplaas het in mense, en hulle het arme mense misbruik en uitgebuit. Jy sien, dit is wat God wil hê dat ons moet besef, daar is mense wat van God af is, en daar is mense wat nie van God af is nie. Hy sê, en sê die Here sien dit nie, en God van Jakob merk dit nie. Let op, o onverstandiges, onder die volk en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie? Jy sien, die goddelose sê, ons kan maak wat ons wil, God sien niks nie. God sien tot in jou binnekamer wat aan die gang is. God sien tot binne jou gedagtes wat in die gang is. Ons kan baie keer vir die mense 'n front van godsaligheid voorstel, maar dit wat God sien, gaan tot binne in. En hoe kan die mense sê God sien niks nie, as hy die een is wat die oog geformeer het? Hoe kan die mens sê dat God hoor niks nie, as hy die een is wat aan die oor geformeer het? Jy sien, God sien alles en hy mis niks nie. Niemand gaan ooit 'n verskoning kan opdis voor die troon van God en sê, Here, ja, maar u verstaan nie. U het dit nie gesien nie. Hoe gaan jy jou saak voor God kan verdedig? Jy sien, ons gaan net ons kop in skaamte sak en sê, ja, Here, ek is jammer. Jy kan ook net soveel keer jammer sê. Jy kan ook net soveel om verskoning vra. Hy sê, sou hy wat die nasie stigtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer. Die Here ken die gedagtes van die mens, dat hulle nietig is. God ken die gedagtes van die mens. God weet wat in jou kop aan die gang is. God weet wat jy dink, hoe jy redeneer, en hoe jou verstand werk. En hy sê dat dit nietig is. Jy sien, ons het baie planne, maar God se plan vir een vir my is anders. Ons het baie dinge en planne wat ons beraam, om in hierdie lewe te wandel, en ons gaan nog dit doen, en ons gaan nog dat doen. Maar God se beplanning is anders vir een vir my. Hy sê, welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig, en wat u leer uit u wet. Jy het gehoor wat gesê, Paulus, Psalm 1, so 'n paar sondae terug, welgeluksalig. Jy sien, is hierdie man wat op die wet van God vashou. Is hierdie man wat op Christus vertrou. Is hierdie man wat Christus sy rots maak.
Hy sê om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. God sal jou nooit weggooi. Die Here sal jou nooit los en jou in jou eie genade oorlaat nie. Die Here sal nooit toelaat dat hulle met jou mos en jou uitgooi vir die varke om vertrap te word en opgeëet te word nie. God sal jou beskerm en God sal nooit vergeet van jou erfdeel nie. God sal nooit vergeet aan die belofte wat hy vir jou gegee het nie. Dat daar is iets beters. God sal jou beskerm. God sal jou deurdra en hy sal jou die ewige lewe gee want dit is sy belofte. Hy sê want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Hierdie regspraak bepaal, volg jy of word jy gelei? Volg jy Christus of word jy gelei deur die duiwel? Jy sien baie van die mense wat in die oggend opstaan, dan in plaas daarvan om in Christus se voetstap te volg, dan word hulle aan die neus gelei, en soos deur die duiwel, soos 'n skaap na die slagpale toe. Hy sê, wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? Wie sal opstaan teen die goddelose? Jy sien, wanneer jou God uitkruit, dan moet ons opstaan. Jy moet soos koning Dawid, toe voor hy nog koning was, en sê, wie is hier die onbesnede Filistyn, wat die slagordes van God uitdaag? Jy sien, die kinders van die Here moet uitstaan, die kinders van die Here moet vorentoe gaan, die kinders van die Here moet deur durf en daad, moet hulle kan vorentoe stap, en sê, ek gaan nie toelaat, dat hulle met my God mors nie. Ons kan maklik vir die familienaam opstaan, maar wanneer dit kom by God, dan swyg ons. Ons kan maklik toestaan en kyk hoe hulle God beledig en God sleg maak en ons bly stil. Maar as hulle van my ietsie sê, dan sal hy weet wie's ek. Weet jy wat, ons moet begin vir die mense wys, wie is Christus in ons optrede. As hulle jou God bespot, God sê ek laat hom nie bespot nie, dan staan jy op en jy maak daai persoon se mond stil. Want dit is hy het sy lewe afgelê sodat jy en ek kan lewe. So gaan ons nie meer, ons gaan opstaan en ons gaan nie meer toelaat dat mense met ons God mors nie. Hy sê as die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. As God jou nog nooit gehelp het nie, dan het jy rede om te stil te sit by die huis. God het jou nog nooit gehelp het nie. Maar as jy jou deurgedra het en gehelp het, het jy rede om jou mond te laat uitpasyn vir die wêreld daar buitekant. Dan het jy rede om te getuig van wie en wat God is. Hy sê, as ek dink, my voet wankel, dan ondersteun u geregtigheid my. O Here, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my siel. Jy sien, ons dink oor baie dinge. Ons gedagtes hardop soms met ons weg. Baie keer lê ons op die bed en ons rol rond. Ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Ons weet nie wat se kant toe ons gaan nie. Ons weet nie hoe ons die einde van die maand gaan deurstaan of met ons finansies gaan deurtrek nie. Maar die Here sê ek is daar vir jou. Hy sê ek gaan jou nie los nie. Hy sê ek het jou gedra tot hier toe. Ek sal jou verder dra. Hou op bekommer, hou op worry oor die dag van môre, want God het jou nog nooit teleurgestel nie. Maar jy moet bly in die geregtigheid. Jy moet opstaan as hulle jou God beledig. Jy moet opstaan wanneer hulle bespotting maak van hierdie koning wat ons aanbid. Hoekom? Sodat in die tydperk van jou benoudheid, laat God vir jou kan intree, omdat jy nie geskaam het vir hom nie. Hy sê, want as jy nou skaam vir my, sal ek jou voor die engele skaam eendag. Hy sê, maar as jy nou my hier bely, sal ek jou bely eendag. Weet jy, het gaan nie lekker wees as jy weggewys word by die troon van die Here. Het gaan nie lekker wees as God jou een kant toe stoot en sê, weet jy wat, jy wil my nie kies nie, ek wil jou ook nie. Jy sien, ons dien 'n God wat jou nie dwing om hom te aanbid nie. Jy sien die moslems wanneer hulle daai geloof ingaan,
dwing hulle jou so, dat as jy die geloof verlaat, moet jy doodgemaak word. Jesus sê, as jy my nie wil hê nie, is jou eie keuse. Niemand van u was dan voor die kop gehad en sê, jy moet kerk toe kom vanmôre nie. Met wie dit gebeur vanmôre? Niemand. Wie het gevrees vanmôre en gedink, as ek dalk nie kerk toe gaan nie, gaan die pastoor my kom onthoof by die huis. Wie daai vrees? Ja? Niemand. Niemand het daai vrees nie. As jy die kerk mis, is okay. Ek mis nie, jy mis. En jy mis een diens. En dit is 'n boodskap wat God dalk vir jou wil gegee het. Maar jy sien, as jy dalk in 'n ander geloof was, het jy dalk die vrees gehad. As ek nou die moslim geloof moet laat vaar, is daar mense in hulle rangordes wat my huis gaan kom besoek. Wat die man gaan doodmaak en my vrou en my kinders vat as slawe en nie om die huis skoon te maak nie. Ja. Nie van ons het die vrees om 'n slaaf te word as ek die huis van die Here mis nie. So niemand gaan eendag kan sê, ja, maar Here, u was te streng gewees nie. Jy sien, elkeen van julle het 'n vrye keuse om God te dien. Elkeen van ons het vrye wil om hier op te dag. Maar dan gaan 'n dag aanbreek wanneer die kerk is dat die Here toegemaak gaan word. So benut nou die oomblik. Elke oomblik wat jy kan, kom na die huis van die Here toe. Elke geleentheid wat jy kan, lees jou Bybel. Elke geleentheid wat jy kan bid. Elke geleentheid, weet jy wat, ons kan soveel geld uithaal op ons stokperdjies in die lewe, is dit nie so nie? Ja. Maar hierdie uitgawe om 'n woord te gaan koop, is te duur. Ja. Ek is lief vir motorsport. Weet jy hoe duur is motorsport? En weet jy wat, ek was op 'n stadium in my lewe gewees, wat ek 2 keer gedink het, om 'n sekere bedrag uit te haal vir 'n Bybel. Ek is nie meer daar nie. Die Bybel kan hoeveel geld kos, ek sal hom koop. Want weet jy wat, ek moet 'n woord hê, nie net in my hart nie, maar by my huis, op my bedkassie, in my kar waar ek ry, by my werk waar ek werk, moet ek die woord van die Here hê. Jy sien, die moslim geloof het soveel respek vir hulle goddelose boek, wat niks beteken nie, wat al hulle mense wat daarin glo, soos die woord van die Here sê, oop o hel toe stuur. Hulle het soveel respek dat hier hulle Koran 'n spesiale plekkie het in hulle huis, op 'n rak, want hulle glo hy mag nie laer as 'n persoon wees nie, want die boek is te heilig. Dooie godsdiens, wat respek het vir hulle God. Liefde het vir 'n God, wat hulle nie hemel toe vat nie. Jy sien, maar u en ek as kinders van die Here, neem hierdie van selfsprekend aan. U as ek as kinders van die Here neem, maar weet jy wat, dit is okay. Gaan doen jouself gaan kyk wat hulle sendelingswerk doen in Korea. Dan kyk jy hoe bars daai mense in trane uit as hulle hande op 'n Bybel het. Weet jy wat doen daardie mense in hulle ondergrondkoneksies? Hulle het een Bybel. Ja, ek het respek vir die woord van die Here, maar elkeen skeer 'n bladsytjie uit en vat hom huis toe. En memoriseer dit. En elkeen het hulle plek om dit te memoriseer. So hulle ken die Bybel omdat hulle dit memoriseer. Wie van ons weet waar staan geskrywe, jy moet die Here jou God lief hê en hom alleen aanbid? Wie weet waar staan dit geskrywe? Wie weet waar staan dit geskrywe? Wat hy sê, gaan dan heen, maak disippels vir al die nasies, en doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel. Wie weet waar staan dit? Wie weet waar staan dit geskrywe? En hulle was baie bedroef, en Petrus sê vir hulle, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wie weet waar staan dit? Wie weet waar staan die gawes van die Heilige Gees opgeskrywe? Wie weet waar staan dit waar die vrug van die Gees en die vrug van die vlees opgeskrywe is? Wie weet waar staan die 10 gebooie? Wie weet waar staan dit geskrywe dat jou naam is in die geskryf in die boek van die lewe? Weet ons? Nie antwoord nie. Dis vir jouself. Jy sien, ons kan baie dinge beplan, baie dinge doen, en tyd spandeer op die internet, maar in die woord van die Here raak ek moeg. Ja? Wie het al gevoel, jy kan 'n storie kyk vir ure. Ja? Jy kyk, jy werk hy series is so in. Jy begin Vrydag aand en Sondagoggend hou jy op, en sit jy hier in die kerk, jy moet soos Mr. Bean jou oë so oop hou, net dat jy moet kan hoor wat die pastoor sê. Ja? En wanneer jy bid, dan begin jy gaap.
Wie dalk al gebid en aan die slaap geraak terwyl jy bid? Ja, ek het al. As jy Bybel lees, raak jy moeg. Maar as jy storie kyk, kan jy het vir ure kyk, sonder om moeg te word. Jy sien, die woord van die Here sê, die kinders van die Here gaan aan die slaap raak. Ons is op daardie tydperk, wat ons nie meer genoeg tyd hier aan spandeer nie. Jy sien, en op die ou eind van die dag is dit al wat jou gaan deurtrek. So as jy vir 3 ure televisie gekyk het, moet jy jouself aan 3 ure in die woord van die Here delf. Want anders gee jy meer aandag aan iets anders, as wat jy aan God gee. Ja? Almal is skuldig. Nee, hoor die pastoor sê vir jy vanmorgen, weet jy wat die woord van die Here sê, julle leer om die mense iets sonder aan julle self kan dit eers doen nie. Die pastoor sukkel met dieselfde dinge. Jy sien, ons het baie dinge wat ons besig hou. Baie dinge wat ons kop aan die gang hou. En dis wat die duiwel doen, sodat ons aandag van God al wegtrek. Jy sien, wanneer jy wil praat oor die Bybel, het ons baie verskonings. Maar as ons praat oor karre, dan praat ons lekker. As ons praat oor vakansies, dan praat ons lekker. As ons praat oor die natuur, dan praat ons lekker. Maar as ons praat oor die Bybel, dan put dit my uit. Is dit nie so nie? Amen? Ja? Omdat die woord van die Here sê, die vuur verteer jou. Nou hierdie is baie inligting wat jy invat, so dit maak jou moeg. Dit tap jou. Wat wil ek vir jy sê? Dat dit wat die wêreld vir jou bied, dra niks waarde nie. Want jy kan vir ure dit kyk en dit maak jou nie moeg nie. Want dit is nie iets wat jy tot reddings trek nie. Maar as jy die woord van God lees, dan begin dit krag dra, en dit begin gewig dra. Hy sê, as ek dink, my voet wankel, dan ondersteun u geregtigheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting my siel. Het die regterstoel wat onheil stig met u gemeenskap, wat moeite versin teen die insettinge in. Hulle bestorm die lewe van die geregverdige en veroordeel onskuldige bloed. Die regverdige kind van God. Wanneer die woord van die Here sê dat jy jou kinders moet tugtig, en die woord van die Here sê jy mag nie die roede terughou teenoor die kinders nie, sê die wêreld daar buite kan dan stel hulle wet en jy mag nie jou kinders pak slag gee. Ja? Wanneer God sê jy moet 'n sekere ding doen, dan kom die vyand en sê wat jy dit nie meer nodig om te doen nie. Hy het die tyd van Eden ook gedoen. God gesê julle mag nie van die boom eet nie. En die duiwel het gesê, maar julle mag, julle sal nie doodgaan nie. God het moeds en moenies. Jou lewe en dood in die lewe hierna gaan bepaal of jy geluister het na die woord van die Here. Nie na my nie, nie na jou man nie, nie na jou vrou nie, nie na jou eiers nie, na God. God het die laaste sê. Hy sê, maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en my God, die rots van my toevlug. Jy sien, as jy op Christus bou, hoef jy nie te bekommer nie, jy sal bly staan. As jy op Christus bou, sal jy deur dit gaan. En weet jy wat, God sal jou beskerm. God sal jou deurdra. Hou op vrees, hou op bekommer oor die dag van môre, want die rots, Jesus Christus, is 'n plek vir jou om jou huis op te bou, en is ook 'n plek vir jou om te skuil onder hom. En hy sal jou deurdra. Hy sê, en hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer, en verdelg hulle in hul boosheid. Die Here onse God vergeld hulle, verdelg hulle. God sê, as hulle enige plan teen jou oorhaal, as hulle enige plan teen jou het, stuur God dit terug waar dit vandaan kom. As enige iemand jou ondergang probeer bewerkstellig, stuur die hele dat daar dieselfde planne, dat hulle daarin struikel. Het jy al baie keer gehoor, gesien hoe dit met ons, maar nie ons verlekker daarin nie. Ons moet bly wees dat die Here omsien na ons, maar jy het al gesien, mense wat die ondergang soek, vergaan in dit waarmee hulle jou beskuldig. Het jy al gesien? Want dis wat God doen. Dis hoe God sy kinders beskerm, want God sien die planne van die goddelose, alhoewel hulle dink God sien dit nie, sien God dit raak, en hy beskerm sy kind van God vanmôre. Ek wil vir julle sê, as jy hier uitstap uit die huis van die Here uit, moenie vrees nie, want God is in beheer. Moenie bekommer nie, want God is in beheer, maar moet op nie terugstaan of bang wees. Laat daar die innerlike Dawid uit jou uitklim, wanneer hulle die kinders van God te nakom, wanneer hulle jou God bespot, wanneer hulle 'n bespotting maak van die kerk en die evangelie.
laat daai koning Dawid uitstaan, en sê, weet jy wat, ek gaan die reus Goliat verslaan. Al my ander boeties, die hele volk, die hele weermag was bang vir Goliat. En nou skaapagtertjie, wat sy pa se skape op was, is nie bang nie. Jy sien, God gebruik nie hierdie sogenaamde fat cats in die evangelie nie. God gebruik nie hierdie trotsaards in die kerke om 'n verskil te maak nie. Hy gebruik 'n eenvoudige skaapagtertjie, dat wanneer daar die beer of die leeu kom en sy pa se lammetjie steel, dan gaan hy agterna, die Bybel sê, dan ruk hy die lam uit die leeu se bek uit en hy verslaan die leeu. Dan jy het al in die wildtuin gaan loop sonder 'n kar. As hy leeu 'n rooibok vang, sal hy hom gaan uithaal uit sy mond uit. Nee. Hy gaan een brul gee, dan weet jy. Soos hy brul, dan bewe jou broekie in die binnekant, dan stap jy maar terug. Ja? Jy sien, jy moet weet, God kan jou beskerm. Jy sien, ons kyk hierdie helde waarvan ons lees in die woord van die Here, wat op God vertrou het. Wat gaan ons eendag vir die Here kan sê? Koning Dawid verslaan die Goliat. Jy gaan lees in die woord van die Here, hy het 5 ander boeties ook gehad. Hy vat 1 klippie vir elkeen. 1 klippie vir elkeen. Dus weet jy wat, as die ene kom, die 4 kan opkom. Wie braaf moet jy wees? En wie moet jy op God vertrou? As daai reus instap, en onthou, dit is nie 'n lomp ou wat daar aankom. Die woord van die Here sê, dat hy 'n aparte man gehad wat sy skuld gedra het. Hoe groot moet jy wees, as jy 'n ander ou moet hê om jou skuld te dra? Enig. Ons dink ons is groot en ons is sterk. Jy sien, daar is baie man, jy sien wat doen Samson, hy slaan 'n hele volk plat met 'n eselkalkmeer. Plat. Niks is te groot vir God nie, hoor. Niks is onmoontlik vir die Here nie. Maar weet jy wat, God se hand kan net in die lewe seëvier vir so ver as wat jy hom vertrou. Want jou geloof in hom gaan bepaal hoe groot jou wonderwerk gaan wees. Jou vertroue op hom gaan bepaal hoe sterk sy magtige hand gaan wees om jou uit te red. So hou vrees, hou bekommerd wees. As daar iets kom, ja, ons is geraad as daar moeilikheid kom, maar staan op. En sê met die Here aan ons kant, dis hoekom net Joshua en Caleb van die ou volk die beloofde land ingegaan het. Want toe hulle die spioene uitstuur, 2-2 om te gaan, toe sê die ander, ons gaan nie hierdie volk oorwin nie. En Joshua en Caleb sê, dit lyk moeilik, maar met God aan ons kant kan ons dit doen. En God help hulle. Daarom is net daar die 2 manne het die beloofde land ingegaan. Die hele ou volk het almal uitgesterf. As jy wil die oorwinning kry, vertrou op God. As jy 'n deurbraak wil hê, vertrou op die Here en God sal vir jou voorsien. Amen. Kom ons staan saam.